Welcome back, listeners of Inspire Alsis Radio, making Alsis Lekker again. Yes, it is your host for the Drive Time Show, Chanel, and I will be interviewing Mr. Salvador as it mowers. Zeg het correct. I Mo, will that's correct. Yes, 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 yes. Okay, so I will be interviewing Mr. Mowers, and he will be speaking about his music career. He will be speaking about kind of a bit of the music industry and how things are between South Africa and Namibia, and also the fact that he just released a new song, Slaan My Binne. Nou, as jy 'n liefde het vir love songs, dan is hierdie die een wat nou uit is en die een wat jy moet na luister, nê. So, Mr. Salvador, hallo. Hallo aan ons luisteraars. Hello. Gaan dit? Hello, alle luisteraars. Hello. Thank you so much for guys for having me. Het gaan Uh, baie goed. Gaan baie goed. Klaar nie. Yes. Ons kap aan, ons kapie om, so sê hulle hierso. Ons kap aan, ons kapie om. dis reg, dis reg. Um, Yes. jy het sopas die 20ste Maart het jy nou hierdie liedjie gerelease, Slaan My Binne. Kan jy vir ons meer vertel van hierdie song? Uh ja, so stryd uit die blok uit. Is 'n is 'n liefdesliedjie vir my vrou. Nou net Yes. so kort agtergrond, ek het verlede jaar dus ek deel van die ATKV Crescendo mentorskap program uh uh in Suid-Afrika en een van die challenges soos dit daar kom is 'n ontwikkelingsprogram Mm, waar hulle jou net shape as 'n artist soos en hulle daar leer jy van die besigheidsgedeelte van die musiek. Jy leer van wie wat jou sound is, wie jy mm, is in musiek en jou identity en al mm. daai goede. Maar kort van die lang, as jy daar kom gee hulle vir jou, dis daar vir 'n week. As jy daar kom gee hulle vir jou challenge. Jy moet 'n song skryf wat jy teen die einde van die week gaan perform. Okay. En en aside van daai is daar ook day-to-day challenges. Van die maandag tot die Vrydag is daar day-to-day challenges. Mm, Maar aside van daai challenges is dit die groot song. En okay. nou net so soos ek sê, net so klein agtergrond. Ek was nog laaste 2014 in Suid-Afrika. All right. En dit is nou weer die eerste keer wat ek so lank en so ver weg is van my gesin. Ek is 'n pa Mm, van 3 pragtige dogters. Ek is 'n husband, ek is getroud. So ja, my gesin is nogal baie ja, soos ek is dis die eerste keer wat ek so lank is weg is van hulle af yeah. en so ver weg van hulle af. So voordat ek iewers uit Namibië het gegaan het ek al reeds begin verlang want ek is nie daai feeling gewoond nie. Ons is altyd elke dag in mekaar se teenwoordigheid. Elke Yes, yes, of liewe dag, course. elke sekonde van die dag is ons in mekaar se teenwoordigheid. Aside Yeah. van wanneer hulle by die skool is of so. Mm, Maar nietemin, toe ek daar kom, challenge gekry, en voordat ek die lirieke kon pen, het ek al reeds 'n idee gehad waaroor ek wil praat. okay. Maar nou ek verlang. Ek het Mm, verskriklik verlang. Ek het verskriklik, ja, maar voordat ek dit kon pen het ek al reeds 'n idee gehad waaroor ek wil praat, waaroor ek wil skryf. En toe ek die musiek hoor, mm. toe dit alles net so netjies en so solid by mekaar gekom en teen die einde van die dag was Slaan My Binne gebore. Okay. So ja, yes. So in terme voor jy nou deel geword het van Crescendo, in terme van jou musiekloopbaan Yes, en jy is mos gebaseer yes, in Namibië, kan jy vir my yes, dis vertel korrek. like hoe is die musiekbedryf in Namibië en die correspondence in Suid-Afrika in terme van luisteraarskap wou? Ja, so dit is eintlik vir ons hierso is baie moeilik want ons Okay. industrie is maar baie klein. Mm. Ons het 'n baie klein industrie. Ons het nou artists wat cross borders soos in internasionaal gaan nou. Ons het een artist hierso, Miss Gideon. Ek is nie wel familiar met haar werke nie.
Maar sy is nou gesien deur Sony, daai tipe van goed. Ons het seker nou wat 2, 3, 4, 5 jaar miskien. Kom ek maak 'n 5 jaar gelede het ons vir die eerste keer die million views status begin reach op YouTube. Ons artists, whether it is a kwaito artist, whether it is the pop artist of wat ook al. Ons het 5 jaar terug eers begin 'n million views begin. Dit is iets niets vir ons. Ons ken nie miljoene views op kry en unlike in Suid-Afrika, as jy jou early B's, jou youngste CPT's of wie ook al, soos en daar's klomp groot kunstenaars wat al dekades terug al daai status bereik het. Ja. So ja, ons leer nog, ons groei nog, soos ek sê, industrie is baie klein. En ja, ek het in 2017 was ek deel van 'n label. Doen al musiek nou vir die afgelope 10 jaar. Okay. Maar ja, maar om terug te kom is soos in ja, ons collaborate nou baie meer buite Namibië. So daai's dan en veral in die Afrikaanse in die Afrikaanse genre sal ek maar sê, collaborate ons soos jou kwaito artists wat nou in hulle se taal praat. Gebruik nie eens meer hulle se taal vir kwaito songs of die amapiano tipe vibes en dit is ons nou die sound. Is Afrikaans nou. Hulle incorporate Afrikaans in hulle se music en hy's nogal beautiful om te sien. Ja, en dit is lieflik om te sien hoe verskillende mense van verskillende agtergronde net bymekaar kom om nie net die talent te celebrate nie, maar ook om jou as persoon te laat groei. En ek dink dit is baie belangrik vir ons mense, vir ons artists veral, dat ons saamwerk om ook te kan sien hoe ons saam groei, né? En in terme van die liedjie wat jy geskryf het, jy sê mos jy is 'n familieman en dit is vir jou vrou en ons almal deel in jou liefde vir jou vrou, want hierdie song Slaan My Binne is een treffer. As 'n treffer hoor. Dankie. Baie dankie. En wat ek wil vra is like in terme van jou inspirasie, like wat is jou inspirasie vir 'n liedjie of kom dit maklik na jou toe? Dit hang af. Soos die liedjie per se, soos obviously my vrou, my kinders. Ek het en jou verlange. Ja, ek sal amper sê vir my die was een van die maklikste liedjies om te skryf though, like funny enough. Dit was nogal vir my baie maklik. Want ek weet presies hoe ek voel, you know, ek ken presies hoe ons journey lyk. Ek lewe dit elke dag. You know, en ja, so it was fairly maklik vir my om dit te skryf. Maar om terug te kom soos in dit, ek dink dit hang dit af waaroor die liedjie gaan. In terme van inspirasie, as ek moet skryf oor my lewe, dink ek ook dit sal iets baie maklik wees, soos in my agtergrond, waarvanaf ek kom. My ma wat ons groot gemaak het, ons het 5 kinders. Ek ken nie my pa nie. You know, daai is vir my maklik, but as ek nou oor goed praat wat dan nou nie, you know, wat nou nie, waarmee ek nie kan relate nie, en waar word nie ek nie resonate nie, ja. Dan dink ek dit sal nogal, ek dink dit sal 'n uphill battle wees vir my. Ja. Maar as far as Slaan My Binne, my vrou en my kinders is my inspirasie. Hulle is nog elke dag soos 'n inspirasie vir my, soos ja, so en nie dat ek net liefdesliedjies gaan skryf en daai tipe van ding nie, but vir die liedjie Slaan My Binne spesifiek, ja, sy was die myn inspirasie en die enigste inspirasie. Enigste inspirasie. Ja. So in terme van jou tipe genre, jou styl van musiek, wat sal jy beskryf as dit? Ja, daar is nogal 'n baie jam-packed vraag. Maar as ek dit moet eerstens, ek hou nie van die boxy tipe dingie. So with that being said, ja, ek sal nie vir jou kan sê ek is 'n R&B artist of ek is 'n soul R&B artist of ek is 'n neo soul of 'n alternative
pop of 'n indie artist of whatever nie. Want ja, maar as ek nou regtig waar moet sê, dink ek sal ek meer lean na R&B soul tipe artist. Maar ek hou nie van die boksies en goedjies nie. Ja. Ek is eintlik versatile, soos ek jy sal vir my kom hoor op 'n reggae song, you know? Ek is mal oor reggae. Jy sal vir my kom hoor op 'n blues, op country. Ja, so ja, ek hou nie eintlik van die boksies nie, want ek dink jy kunstenaar moet geboks word nie. Ja. You know, ja, ek glo nie. Ek praat oor myself. Kyk, veral vir praat vir ander kunstenaars. Ja. Ja, veral vir iemand wat nog ontwikkel, wat probeer om sy stem, sy styl, sy brand te vind, nee, is dit belangrik om bietjie rond te speel om dit so te stel. Oh yes. Ja. En verder, wil ek vra is in terme van Crescendo, is Crescendo 'n academy of wat is dit nou? Wat is dit? Ja, dit is 'n ontwikkelingsorganisasie. So jy gaan daar, as jy die passie of die liefde het om 'n liedjieskrywer te wees of te wil word, is Crescendo die plek. En nie net in terme van skrywery nie, maar hulle koop jou, shape jou, mold in 'n volwaardige kunstenaar wat op 'n stage, op 'n verhoog van honderde duisende mense kan staan en jou ding confidently te kan doen en om mense se harte te kan raak soos dat. You know, so op die einde van die dag, soos ek reg gesê het, ja, hulle leer jou van die besigheid gedeelte van dit, wat baie belangrik is. Daar leer jy, hulle help jou om te ontdek jou identiteit. Wie is jy as kunstenaar? Wat is jou sound? You know, daai tipe van goed. Hulle gee vir jou 'n skets vir jou 'n meer akkurate prentjie oor wie is jou sound, jou dressstyl, soos en hoe jy moet aantrek. Allei goedjies. So as jy, ek dink dit is die perfekte environment en die perfekte platform vir up and coming artists. En ek meen, ons het nie net, toe ek daar was, dit was nie net up and coming artists gewees nie. Dit was artists wat established ook was. Artists wat al regtig 'n naam het daar waar hulle vanaf kom. So, maar ek dink dit is die die perfekte environment of plek of platform vir up and coming artists. As jy nou regtig waar wil discover, yes. So ja, hulle is primarily, hulle ontwikkel jou net as 'n artist. Okay, right. So in terme van jou nuwe liedjie, Slaan My Binne, waar is julle nou? As julle nou net besig met onderhoude of toer julle, waar is julle nou? Yes. Ja, dit is presies waar ons is nou. Liedjie het gedrop of 'n release. En ja, nou is ons is in werking om my EP launch moontlik te maak. Dit gaan die 17de April wees hier in Walvis Bay. En ja, soos nou op die oomblik is ons besig met 7,800 interviews en the list goes on, you know, so en ja, so ek het verlede week Saterdag toe ek 'n set gehad hier in Walvis Bay, waar ek ook die liedjie kon deel met ander mense. Dit was by 'n coastal poet night gewees, waar dit was nogal nice geweest. Dit was nogal lekker. Hulle het vir my 'n hele doel gehad daar. Main act tipe vibe was nogal nice. Was nogal baie nice. Yes. Yes, sal jy beskryf? So ja, Slaan My Binne tog al 'n pas. Okay. So in terme van die Afrikaanse musiekbedryf, nee, hoe sal jy, wat sien jy, wat is die uitdagings daaromtrent? Is dit iets wat nog meer moet blootgestel word aan ons mense, sodat ondersteuning kan kom? Sal jy dit sê? Ja, vir my persoonlik, ek dink ek kan vir my praat. Want ja, vir my is dit maar net 'n ding van
die blootstelling veral hier by ons in Namibië, ek in Walvis Bay, Narwal, hier gaan nie regtig iets aan nie. You know, ons het 'n streek van musicians gehad. Ons het die bands gehad. Daar was 'n bandsfees gewees. Ons het die mankore gehad. Daar was so 'n fase gewees op 'n tyd. En ja, dit is maar dit en nou's hierdie phase weer hier ek en al die ander artists wat vandag musiek doen. En as far as Afrikaans, is dit maar moeilik want onthou vir ons kleerlinge of vir die publieke oor was Afrikaans nog altyd die ding van wit mense. Ek hoop ek klink rassisties, ek bedoel dit nie in so 'n wy nie, maar ja, so vir ons, maar ons praat ook Afrikaans, so waar los dit vir ons? Ons praat ook Afrikaans, so ek dink eers is daar ook 'n plekkie uitgekeer vir ons. So om daai plekkie te vul en om volume in hy spasie te kan sit, het ons daai blootstelling nodig. Ja, soos nou vir my, dit is programme soos of organisasies soos Café Crescendo, you know, en hulle het nie nee, dat sy moet suiwer Afrikaans daar gaan praat of sy moet sy kom doen jou ding soos jy Afrikaans praat en verstaan, kom doen dit net so. Okay. So wanneer ons almal praat verskillend Afrikaans. Ons verstaan mekaar, maar ons spreek goedjies verskillend uit en daar klomp nitty-gritties aan die Afrikaanse taal. So ja, ek dink die blootstelling is 'n groot ding. Alright. En ek dink ook wat ek sover gesien het in terme van die Afrikaanse bedryf, die groei is baie impressive hoor. As jy terugkyk na hoe dit was back in the day en hoe dit nou is, nee, ek is gewillig om die Afrikaans nou te speel want is my mense wat moes nou sing. En hulle sing met nie net met talent, hulle sing met kwaliteit. En ek dink kwaliteit is vir my baie belangrik. Wat sal jy sê daaromtrent? Ja, ek dink ons is stories man. Ons het niks, ons is storie. Ek praat nou dag met 'n ou soos in almal kan praat van, ek meen hulle daar's levels by swaar kry en hoe jy swaar gekry het is besy nie hoe ek swaar gekry het, you know. Jou struggles is besy nie my struggles sê. Ek dink dit in 'n nutshell, ons stories translate so nice. Ons het baie nice stories, ek meen, om te vertel en hoe ons dit project en neersit op 'n song, dit is ek dink is iets baie uniek. Ons het ek doen nou gevertel van die ouens wat in hulle ons het ouens hierso of 'n culture sal ek maar sê, hulle praat Oshiwambo. Hulle praat Oshiwambo taal. Daar's verskillende dialects in die taal in Oshiwambo taal, maar hulle praat Oshiwambo en die tipe artists is artists, dieselfde artists wat die amapiano style explore, maar hulle incorporate nou Afrikaans en dit klink so. Het klink unbelievable, het klink mooi, het klink solid. Ek kan saam met jou stem. Yes. So as regtig waar die growth is regtig waar impressive. As regtig waar impressive. Veral by ons, julle praat Afrikaans so ek dink baie langer as wat ons praat. Soos in ek dink die Afrikaanse taal het al verder getranscend in nie net in die kleerling community nie, maar dis reg, ja. Ek dink so as baie broad spectrum by julle. By ons het gebeur daai nou eers. Soos in by ons gebeur hy nou eers. Dis nie net meer kleerlinge en blanke mense wat Afrikaans praat. So almal praat Afrikaans hier by ons. Is soos in daar was die mens growth.
Ja, en ek is bly daaroor want jy sien Afrikaans is 'n mooi taal, né? En as jy almal daai Afrikaans met die Oh yes. verskillende rasse bymekaar sit en dan dit is so 'n wonderlike gevoel binne in jou om te kan sien like hoe die eenheid Beautiful. vorm. En as daai man nou net die geval Yes, is in yes. terme van die ondersteuning wat ons artists nodig het in die Yes, yes, bedryf yes. en verskillende ander sektors en so voort. Maar vertel ons 'n bietjie van jou EP Ja. wat jy gaan release in April man. Ja, so dit is 'n EP wat so wat 4 songs gaan op hê. Mm. Mm, ja, various styles slaan my binnes daarop. Nog 3 liedjies. Ek het 'n liedjie daarop wat ek vir my ma geskryf het. Okay. En waar ek net praat oor wat 'n huis sonder 'n moeder is. Wat is 'n huis sonder 'n ma? Ek meen Ja. daar's miskien ma en pa, maar wat is 'n huis sonder 'n ma? Mm. So ek het maar nou net reflect daarop soos in my mening en siening op het gegee. Daar's 'n song wat praat wat ek geskryf het vir my oudste dogtertjie. En daar skyn ek net 'n lig op hoe vinnig tyd loop. Ek meen sy staan nou met jou kind in jou arms in op geboorte en die tyd so gou voordat jy jou oë uitvee as hulle 18, 19, 20 uit die huis uit universiteit binne 'n week en getroud. You know, die tyd loop so vinnig. Die tyd loop so vinnig. Dis Ja, waar. ek skyn net 'n lig daarop wat daai vir my beteken, you know. En ja, en dan is daar 'n liedjie op Veg vir mekaar. Ek sê altyd ek op slaan my binne praat ek oor sê ek altyd as hulle my vra soos in ek praat van die mooi en die lelik en alles intussenin. So Veg vir mekaar is iets similar, maar dit skyn 'n lig op wanneer veg ons ook vir mekaar. Ons is so geneig om en dit geld vir elke huwelik of verhouding. Dit is nie net altyd maanskyn en rose nie, you know. So wanneer veg ons ook vir mekaar. You know, ons is so gou, ons is geneig om so gou mekaar af te kraak en seer te maak verbally, emotionally. Wanneer kan ons ook mekaar ophef, you know, like wanneer hef ons ook mekaar op. So daai is waarop ek 'n lig geskyn het in daai song. 4 songs op die EP. Ek drop die 17de April release hy. Okay. En dan ja, dan het ek my EP launch is in Walvis in. En ja, soos in ek is opgewonde. Ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. Ek is regtig waar. Hoe jy maak ons so opgewonde. April het ek ja, ja. Ek is onthou ek het die vroeër in die jare het ek die EP gaan rekord en dit was nogal vir my baie nie stresvol sal ek maar sê, dit was vir my 'n nuwe ding wat ek moes navigate in daai chaotiese traffic van Suid-Afrika. Ek moes op my eie bestuur, dit was vir my 'n nagmerrie geweest en hulle lag my so, hulle koggel so as ek hulle sê ek het maar hier 80, 60, 70 agter die trokke gery. As die karre so vinnig by my kom ja, op pad na die recording studio toe so. Dan moet jy die familie op Suid-Afrika toe bring en 'n bietjie gewoond raak. Mooi. Definitief. Ja. Ek is opgewonde. So in terme van ek moet byvoeg sorry dat ek so in die rede val. Ek speel die naweek op, doen ek weer my EP, opvorm ek weer my EP by die Kosmosfees ook in Namibië, die 25ste April. Okay. Is daar enige artists wat jy collaborate op hierdie EP? Nee, ek het niks collaborations op die EP. En in die toekoms met wie wil jy graag werk? So dit is die vraag. Daar's baie mense. Yes, like it. Maar ek dink 'n Jonathan Butler sal nogal doen. You know? Jonathan Butler. Hy is almal se favorite.
Ja, ek weet nie, ek het net die mens hier om alles hy 80 of 70 of it doesn't matter. Ek wil net soos al speel hy ewen net 'n gitaar op 'n song van my of al enige iets soos ja, Jonathan Butler is al amazing wees. Mm. Hy is al 'n dream come true wees. Dit kan nogal Nee, lekker wees. maar nietemin, Yes. as jy nou vir ons upcoming artists kan inspireer met 'n paar woorde. Kyk, jy kom nie nou van nou die dag aan nie, is mos nou al 10 jaar wat jy aankom en jy Mm, het jou yes. uitdagings gehad, jy weet wat aangaan in die bedryf en jy het jou ervaring. So wat sal jy vir daai artist sê wat nog by die huis sit en wil iets bereik met sy talent wat hy het? Wat sal jy vir iemand soos dit sê? Eerstens, nie baie verstaan ons nie. Mm, Ons is creatives en ja, die society sê sy moet 'n 8 of 5 gaan kry. Die musiek dink aan sy as 'n hobby. Maar hoe kan sy daai ding doen as 'n hobby as sy gevoel en die passie, die liefde wat dit so oorweldigend is, dat sy nie eens dat sy 2 die oggend gaan slaap mm, om besig met 'n beat te maak of 'n liedjie te skrywe of hy het net 'n immense hongerte. Hoe hy gevoel, sy kan nie. mm, Hulle is baie min mense wat verstaan wat 'n creator verstaan. mm, So ja man, as ek dink as jy daai in plek kan sit om te sê dat sy besef dat dit nie maklik is nie, en dat jy die nodige vir jouself in plek moet sit, soos maak gebruik van geleenthede soos ATKV Crescendo, die mentorskapprogram, maak mm, gebruik van platforms soos daai. Sit jouself daar buite in die publieke oog en doen net goed vir jouself. As soos 'n begin beweeg, staan op vir jouself, as soos 'n daai is die oomblik wanneer dinge vir jou gaan gebeur. Nie yes. elke ja, soos ek altyd sê, sy kry meer neus as wat ja's kry. Maar Mm, sy leer meer uit die neus uit as die ja. ja's. Mm, So ja, dit gaan nie altyd mansken en rose wees nie. So as jy die liefde het, passie vir dit, doen dit. Gaan vir dit en moenie een oomblik omkyk en terugdraai en dit regret soos in van die liefde en die passie is daar. Doen dit. Dit is binne in jou. mm. Wel, Salvador, ons het nou by die einde van Yes. ons onderhoud gekom. Jy was absoluut lieflik in jou onderhoud en ons is dankbaar dat ons vir jou hier kon Yeah. opgekry het en ja, alles van die beste vir jou hoor. Yes. En veel geluk aan jou eerste Baie release dankie aan julle en ook. veel geluk aan jou EP wat nog kom. Ons sien uit na nuwe musiek hier op ons system as net Salvador. Wat nietemin baie dankie hoor. Ek moet vir julle baie dankie sê. Okay. Baie dankie dat ek kon kuier saam met julle, dat julle die tyd Yes. uitgekoop gemaak het om hierdie moontlik te maak. Dit was lekker om met julle te gesels. Mm. Of die volgende keer wil ek daar by julle wees in die Definitief. studio en Definitief. waar ons lekker kan. Yes. Yes. Ons Baie sal in dankie. Dit was kommunikasie lekker. wees, hoor. Yes, Okay. definitief. Baie dankie. Laat dit goed gaan. Selfde vir u. Dankie, mooi dag. Kyk Tjus. mooi ding. Bye Bye. bye.